Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Vandag kyk ons na 'n idee wat so groot is, dit klink amper soos iets uit 'n wetenskapsfiksiefliek. Hoe iets wat letterlik net uit nulle en ene bestaan, digitale stof, 'n regte tasbare dividend vir die hele wêreld kan skep. Klink mal, né? Maar hier's die ding, hierdie vraag is nie net een of ander gedagte-eksperiment nie. Dis actually die beginpunt van ons hele storie vandag. En die antwoord, wel, dis 'n verbasende ja. So, hoe is dit moontlik? Wel, om dit te bewys, gaan ons kyk na 'n werklike plek. 'n Plek wat deur pure absolute toeval die lewende bewys geword het vir hierdie ongelooflike konsep. So, hier is dit, Anguilla. Dis 'n klein Karibiese eiland. Jy weet, die soort plek wat jy ken vir sy strande. Maar sy heel grootste bate, dis nie die sand of die see nie. Dis 2 klein letters, .ai. En hierdie digitale gelukskoot is besig om hulle hele ekonomie heeltemal om te keer. En nou vir die syfer wat jou kop gaan laat draai. Daar word geprojekteer dat teen 2025 die inkomste uit hierdie AI-domein byna die helfte, dis 47% van die regering se hele jaarlikse begroting gaan befonds. Dis verstommend. En dit, mense, is waar ons daai kernkonsep in aksie sien. Daai 47% is nie net 'n getal op 'n skerm nie. Nee, dis regte paaie, regte skole, regte hospitale. Dis die perfekte voorbeeld van stukkies wat atome befonds. 'n Digitale inkomste wat fisiese dinge bou vir regte mense. Kyk gou hierna. Daai digitale bate is alreeds 'n reuse deel van hulle ekonomie. So 16% van hulle BBP. Dis besig om hulle hoofbron van inkomste, toerisme, vinnig in te haal. Dis nie net groei nie, dis 'n reuse verskuiwing in hoe hulle land werk. So, wat leer ons hieruit? Dis duidelik. Anguilla is die perfekte kleinskaalse bewys dat 'n digitale arbeidsmag 'n regte menslike bevolking kan onderhou. En dit lei ons natuurlik na die groot vraag: wat gebeur as ons hierdie idee vat en dit wêreldwyd opskaal? En dis presies wat ons nou gaan doen. Ons gaan die lesse van daai 16,000 mense op Anguilla vat en dit toepas op die hele wêreldbevolking van 8 biljoen. Welkom by die gedagte-eksperiment wat bekend staan as projek IA.xyz. Okay, so, hoe werk dit? Dink daaraan as Anguilla, maar op 'n globale skaal. Die eiland is nou 'n digitale brug waar KI-agente transaksies doen. Die bevolking? Wel, dis ons almal. Al 8 biljoen mense op aarde en ons is almal aandeelhouers. Die arbeidsmag is autonome KI-agente. En die belasting is super eenvoudig. 'n Voetjie van net $1 per agent per jaar. Daai geld word dan as 'n dividend aan elke liewe mens op aarde uitbetaal. Nou die engine wat hierdie hele ding aandryf is eksponensiële groei. Dis die sleutel. Want KI-agente is net kode. Hulle is stukkies, nie atome nie. Dit beteken hulle kan hulle self teen die spoed van sagtware kopieer. Hulle kan vermeerder teen 'n tempo wat absoluut niks in die biologiese wêreld kan ewenaar nie. Dis mal. Okay, so hoe lyk daai groei in die regte wêreld? Hoe word dit 'n bedrag wat regtig saak maak? Kom ons kyk na die syfers en die pad na wat baie mense 'n universele basiese inkomste of UBI noem. Dis basiese gewaarborgde inkomste vir elke persoon, maak nie saak wat nie. Goed, so na 'n paar jaar, kom ons sê 2028, is die jaarlikse dividend per persoon. Wel, dis nogal klein, $12.50. Dis omtrent wat jy vir 'n stroomdiens subskripsie betaal. Dis gaaf, maar dit gaan nie jou lewe verander nie. Nog nie. Maar dan, die baie volgende jaar, 2029, spring dit op na $125. Okay, nou raak dit interessant. Dis genoeg om dalk 'n water- of elektrisiteitsrekening te betaal. Dis nuttig. Jy kan sien iets is aan die broei, maar die regte ontploffing, die wag nog. En hier is waar alles verander. Kyk mooi na daai laaste kolom. Dis wat die vertikale muur genoem word. In net 24 maande, tussen 2029 en 2031, skiet hy dividend van $125 per jaar op na meer as $12.000. 12.000! Dis genoeg om eers 'n lae en dan 'n hoë UBI te bereik. Dit, my vriende, is die mal, onverwagse krag van eksponensiële groei. En net om daai 100 triljoen syfer in perspektief te plaas, dis min of meer gelykstaande aan die hele wêreld se BBP op die oomblik. Dis soos om 'n splinternuwe globale ekonomie bo-op die een wat ons reeds het te skep, en dit alles deur digitale werkers in minder as 10 jaar. So op papier werk die wiskunde vir die stukkies perfek. Dit maak sin. Maar, en hier is die groot maar, daardie digitale agente moet iewers in die regte fisiese wêreld lewe. En dit bring ons by die groot realiteitstoets.
Hierdie skyfie som die kernkonflik perfek op. Aan die een kant het ons die stukkies, die KI-agente, wat eksponensieel kan groei. Aan die ander kant het ons die atome, die fisiese energienetwerk wat stadig en lineêr groei. Jy sien, ons kan teoreties 100 triljoen agente skep, maar ons het doodeenvoudig nie die krag om hulle aan die gang te hou met ons huidige infrastruktuur nie. Die droom van digitale oorvloed stamp sy kop teen die harde muur van fisiese realiteit. Die harde, koue waarheid is dit. Om hierdie reuse agentekonomie te laat werk, het ons baie meer energie nodig as wat die hele planeet op die oomblik produseer. Dis nie 'n klein probleem nie. Dis die absoluut grootste struikelblok wat in die pad van hierdie hele idee staan. So hoekom ons om dit? En dit is waar die voorgestelde oplossing inkom, en dis 'n briljante een, want dis amper selfoplossend. Die probleem bevat sy eie antwoord. Die idee is eenvoudig maar kragtig. Jy sit die KI-agente self aan die werk om die probleem op te los. So, hulle eerste en belangrikste taak is nie om vir ons geld te maak nie, nee. Hulle eerste taak is om die energieprobleem op te los wat hulle eie groei beperk. Hulle moet in wese die kragsentrales ontwerp en bou wat hulle eendag sal huisves. So hier is hoe die pad vorentoe kan lyk. Vir die eerste klompie jare, sê van 2025 tot 2029, fokus daai eerste KI-agente al hul breinkrag op die energieprobleem. Dink aan deurbrake in samesmelting of sonkrag. Sodra daai deurbrake gebeur, kan ons die nuwe infrastruktuur begin bou. En eers dan, wanneer daai nuwe, kragtiger netwerk aanlyn kom, kan ons daai eksponensiële ontploffing in die agentbevolking sien wat ons vroeër in die tabel gesien het. En dit alles bring ons by die finale, en miskien die belangrikste vraag. Die wiskunde vir die stukkies is maklik. Dit werk. Maar is ons fisika vir die atome vinnig genoeg? Met ander woorde, kan ons die fisiese wêreld, ons vermoë om kragsentrales te bou en energie te genereer, vinnig genoeg laat groei om by te hou met die digitale ontplogging? Die antwoord op daardie vraag sal nie net hierdie nuwe ekonomie definieer nie, dit kan dalk ons hele toekoms definieer.